Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Dit werk nie aldag vir my nie. Ek het gelees en gebid en nie krag gehad nie. Voel jy dikwels dieselfde? Dit is nie so maklik om tyd te hê vir die Here nie. Dit is makliker om skuldig te voel en elke Sondag se preke laat jou vir 'n 10de keer skuldig voel omdat jy nie genoeg Bybel lees, bid en krag het nie. Hoe doen 'n mens dit? Wel, jy vind 'n ritme saam met die Here. Paulus sê jy bid dag en nag, maar dit beteken nie jy bid 24/7 en bedank by jou werk nie. Dit beteken jy begin jou dag in die naam van die Here. Jy verstaan jou hele geestelike lewe as 'n vorm van gebed. Jy verstaan God as die stille aanhoorder van elke gesprek wat jy het. Jy verstaan God as die leser van elke teks wat jy skryf. Jy verstaan God as die aanwesige in elke kuier en elke ete. God is oral. Daarom verander die tekstuur en die toonaard van jou lewe, jou geestelike lewe ook, as jy jou lewe as gebed begin beskou. Jy verstaan ook dat die woord die kos is wat jy eet. Daarom lees jy jou woord en jy eet dit en jy oordink dit. Maar jy leef nie onder 'n skuldgevoel omdat jy dit nie doen volgens 'n spesifieke resep nie. Want weet jy wat, daar is nie 'n spesifieke resep oor hoe jy moet bid en hoe lank jy moet bid en hoe jy moet Bybel lees en hoe lank jy moet Bybel lees nie. Vind jou ritme by God. Raak lief vir sy woord, laat sy gees jou oorweldig en gaan leef jou lewe as 'n lewe van gebed, as 'n lewe van gehoorsaamheid in die woord van God en jy sal vrede vind.